Vriende, ons gaan baie vinnig net weer met u saamvat, ons boodskappe tot hier toe, is my belangrik dat die draad kry waarmee die Here besig is. Ons het gepraat oor die onverdeelde hart, ons oproep die 1 Januarie, toe het ons gepraat oor die krag van eerste, God eerste, en toe het ons gepraat die 18e oor maak los. Die Here het jou nodig, daai van die donkie. Toe het ons 'n verootmoedigingsweek gehad, ons het vir die hele week met u gepraat rondom die gedagte van verootmoediging. Dit het ek vir u so oor oordenkings doen elke week, en toe het ons laas week gepraat met u oor verootmoediging, die konstruksie van die hart, kom ons sê verootmoediging inwaarts. Verootmoediging inwaarts. En vriende, voor ons aangaan, kan ons net vir 'n oomblik so buig, en ek wil net 'n kort gebed doen hier van vooraf. Here, baie, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke rondom u woord kan vergader. Dankie vir die mooi wat ons tot hier toe kon beleef en kon ervaar. Dankie Here dat ons in hierdie oomblikke oor onsself kan bid na hulle wat vandag ons voorbidding nodig het. Ons dink aan hulle wat siek is, ons dink aan hulle wat uitdagings het op verskillende plekke. Ons dink Here aan elke gemeente wat Jesus verteenwoordig, waar die woord vandag uitgaan in ons eie dorp, maar ook in elke plek in Suid-Afrika. Ons bid vir ons eie denominasie, ons bid vir ons kweekskool, bid vir ons moderatuur, ons bid vir alles wat moet gebeur binne die raamwerk van hierdie kerk. Dit wat u ons toevertrou word, dat u vandag vir ons opnuut net sal kom sterk maak om aan te hou bid vir hulle wat voorloop met die geweldige taak. En Here, ons wat agter staan, het nie 'n idee van die druk en die erns waarmee hulle die saak moet beheer nie. En daarom bid ons vir hulle vandag die seën van God toe. Vader, dankie dat ons ook hierdie diens nou nie kan opdra en u kan vertrou om deur u woord vir ons te ontmoet. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So goed, laasweek het ons nou gepraat oor die verootmoediging, en het ons gepraat oor die verootmoediging wat hier binne moet gebeur, en daaroor het ons nou laasweek gepraat, so indien u dit nou sou mis, u is welkom op die YouTube kanaal dit te gaan kyk, en dit ook daar te kry. Vriende, ons gedagte is konstruksie, dit is wat ons hart gevoel het, ons mee wil afskop die jaar, en die gedagte was konstruksie hier binne, en vandag gaan ons in die tweede helfte tot die konstruksie hier buite. Jy sien die probleem is, vriende, as ons net heeltyd na binne werk. Met ander woorde, is nog 'n diens, en nog 'n konferensie, en nog 'n stilte tyd, en nog 'n seminar wat ek bywoon. Is alles goed en is waar dit moet gebeur. Maar vriende, as dit wat hier binne gebeur nie na buite kom nie, dan het ons 'n geweldige probleem. En dis wat die Here ons in hierdie dae wil beweeg, is om te sê, hy waardeer dat ons insit hier binne, hy waardeer dat ons as 'n konstruksieplek is waar hy kan werk en kan bou, maar hy wil ook hê dit moet uitbrei na buite. Want as jy 'n konstruksie vind nie net hier binne plaas nie, vriende, dit vind ook buite plaas. En om dit te sien werk, om dit te sien realiseer aan die buitekant, is dit nodig dat ons vandag iets raak sien in 'n negatiewe verhaal, wat ek vir jou positiewe stuk gaan uithaal. So nou bring ek u by die skriflesing, en u is welkom as u wil saamlees in die eie Bybel. Gaan ek dit nou lees, die eerste 8 verse van Genesis hoofstuk 11, en u behoort nou al die verhaal te ken. As jy dink aan die Ou Testament seminar, het ons gepraat oor 4000 jaar, ons het gepraat oor die verspreiding van die volke, en dit het gebeur hier in dit is een van die 4 groot gebeurtenisse, was die vloed, die skeiding van die nasies was een van hulle. So ons lees in hoofstuk 11 vers 1, en die hele aarde het dieselfde taal gehad, en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Siniar, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir die boustene en lijmgrond vir die klei. En hulle sê, kom laat ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde
verstrooid raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. En die Here sê, daar is nou een volk en almal het een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees nie, want hulle is van plan wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons, interessant die woordjie, nee, ons, Vader, Seun en Gees, laat ons neerdaal en hulle taal verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So die Here dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende. Wat 'n interessante deel, en ons gaan vir u voorhou vers 6, en die Here sê, daar is nou een volk en almal het een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle onmoontlik wees wat hulle van plan is om te doen nie. Vriende, daar het jy 'n baie kragtige beginsel wat in die negatiewe teks lê, wat ek nou wil uithaal en vir jou wil sê, kom ons kyk na 'n positiewe kant van hom, want dit is 'n ongelooflike belangrike teksvers. En ek wil al vandag met u praat oor die tweede helfte van die verootmoediging, die konstruksie na buite. So wat was hulle verhaal? Wat was hulle uiteinde, sê God? Niks sou vir hulle onmoontlik wees nie. Maar wat was hulle geheim? Onthou ons negatief, maar wat was hulle geheim om hierdie sukses te bereik wat God sê, as ek nie die sukses gaan stop nie, gaan dit loop. Die geheim was, hulle het een taal gepraat. Hulle het een doelwit gehad, en daarom moes God kom en hulle verwar, om 'n stop te sit aan dit. Nou net die vraagie, wat was die opdrag aan die mensdom in die begin? Kan jy onthou? Wees vrugbaar en vermeerder. En dan? En versprei oor die hele aarde. Ons doen dit in die Ou Testament seminar. Doen dit daar, en hulle moet versprei oor die hele aarde. So wat sê hulle? Nee, kyk, ons hou van die eerste deel, daai vermeerdering, en dit het hulle goed gedoen. Maar die tweede deel het er nie van gehou nie, want beteken nou moet ons uit mekaar uitspat, en hulle wil dit nie doen nie. So hulle wil by mekaar gehou met een taal, een doelwit, en God moes die werk kom stop. Hy moes hulle kom verwar. Vriende, nou kyk ons na die verhaal, en ons sê dit is 'n negatiewe verhaal, maar met 'n positiewe boodskap. En nou is die vraag vandag, wat sê God vir die kerk? Wat gaan ons sukses, en moet nooit sukses meet in die kerk aan geld en geboue en getalle nie, asseblief. Ons meet sukses aan hoe gehoorsaam ons is, hoe mense groei na die beeld van Christus Jesus, wat mense buite doen met hulle lewens. Dit is die sukses wat die Here wil sien. En kom ons gaan vat nou en ons gaan sê vir, kom ons gaan kyk wat sê die Bybel, of hy vir ons hierdie beginsel van die toring van Babel gee in die Nuwe Testament. Ek hou vir voor. Handelinge 4 vers 32, en die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Filippense 1:27, alleen gedraai hulle waardig die evangelie, kom ons gaan aan onder, ek is van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saamstry vir die geloof. Filippense 2 vers 2, maak dan my blydskap volkome, sê Paulus, deur eensgesind te wees, een van siel, een van sin. Vriende, daar het jy die beginsel in die Nuwe Testament, wat ons vind in die negatiewe verhaal in die Ou Testament. Dat die Here sê, sy kerk moet soos instrumente ingestel word op die regte noot. En soos ons instrumente instel op die regte noot, so begin 'n harmonie kom en kan daar iets gebeur. Nou vriende, die duiwel, die vader van die leuns, is net 'n copycat. Hy het nog nooit iets nuuts gaan doen nie. Hy kyk wat God doen, en dan kopie hy dit en hy verrot dit. En jy kan nou baie sake gaan kyk, en ek gaan nie nou voorbeelde noem nie. Maar hier kom en hy sien dat God kon verwar die taal, en die sukses kan stop. En wat kom doen hy nou in die Nuwe Testament?
Hy kom verwar die taal van die kerk. En elkeen spat in sy eie rigting. Vriende, kom ek vat hier na die mees intiemste gebed wat Jesus bid. Hulle noem dit die hoë priesterlike gebed. En waarvoor hy nou gaan bid is dat u en ek een taal sal praat, een van hart, een van ons sin sal wees, soos Paulus het vir ons gee. Kom ek vat hier nou die intieme gebed toe van Jesus. Luister mooi wat sê, ek bid nie vir hulle alleen nie, die disippels nie, maar ook vir hulle wat deur hulle in my woord sal glo, dis ons. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook een mag wees. Een van gees, een van siel, een van dood. Nou moet jy mooi kyk, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Jy sien vriende, die Here wil hê ons moet uit een taal uitpraat, uit een mond uitpraat. Ons moet dieselfde teiken voor oë hê. Ons moet dieselfde doelwitte nastrewe. Ons moet nie vir onsself 'n naam maak nie, maar ons moet vir die Here Jesus 'n naam maak. En dis vandag waarby ek wil kom stil staan, is om bietjie hierna te kyk, want ja, verseker, die vyand het ons taal kom verwar. Harte is verwar. Kerke trek in verskillende rigtings. Daar's soveel kerke, en elke kerk het sy eie sê ding. Ou Dominee van Sit het altyd gesê, elke ketter het sy letter. En dan kan kyk jy, wat is die hooftrekstroom van 'n kerk, en jy kan dit die naam gee. Jy kan dit so gaan gee. Maar vriende, dan kom ons terug en ons sê, in een kerk, in een gemeente is soms sulke verwarring. Elkeen trek in sy eie rigting. Daar's 'n totale Babelse verwarring in die kerk. En dit lyk soos die staatsdiens, waar niks gebeur nie, waar niks tevoorskyn kom nie, waar alles agteruit gaan en waar alles net verval. En vriende, dit is so maklik dat ons daar in die kerk kan kom. So ons kan baie beelde gebruik vir die kerk. Vriende, ons kan praat oor die kerk as 'n weermag, ons kan praat oor die kerk as 'n kudde, ons kan praat oor die kerk as die liggaam van Christus, maar vir hierdie geleentheid het ek gekies om te praat oor die kerk as konstruksie. Die konstruksie wat God gedurende deur in jou hart moet doen. En oomblik as jy God stop daar om in jou hart die konstruksiewerk te doen, dan veragter jy en verval in die genade. So daar is gedurig deur, moet jy en ek toelaat dat hy hier binne kan werk. Dis die konstruksiewerk, ons het laasweek daaroor gepraat, so vandag het jy weer oor praat. Maar vriende, hierdie werk wat hier binne gebeur, moet uitwaarts uitkring. Jy sien, is onnatuurlik om 'n klip te vat op 'n glas plat water. Help vir my. En nou vat ek daai klip en ek staan op die kant en ek gooi daai klip met 'n boog in die water. Wat gebeur? Hy verlaat my hand en hy val in die water. Nou kyk saam op my. Hy val in die water en onmiddellik is die water plat. Gebeur dit so of nie? Help my. Nee. Daar is 'n reaksie op die klip in die water. En wat is dit? Kringe wat uitkring. Luister nou mooi. As die Here in jou en my 'n werk kom doen het, en hy's met jou en my besig, is dit onmoontlik daar nie uitwaartse kringe is na buite nie. En dis waaroor die Here ons vandag mee wil kom praat is, watter taal praat ons, watter rigting dink ons in die konstruksiewêreld, wat moet ons kom doen, want dit is so belangrik, dit wat die Here inwerk, moet hy uitwerk. Die kerk van die Here is nie 'n organisasie nie, dit is 'n organisme, dit is 'n plek van lewendheid, dit is 'n plek waar die Gees lewend is, en as ons God laat inwerk en ons begin uitwerk, dan groei die kerk spontaan. Maar vriende, wanneer elkeen sy eie taal praat, sy eie rigting gaan, sy eie ding doen, dan staan alles op die konstruksieterrein stil. Ek weet nie wie van julle het al die programme gekyk nie, maar hier het ek al verbygery, as jy daar opgaan in Pretoria Oos, ek dink ek kan die straat vergeet, maar jy gaan om, ja, moet dit op park toe, dan kry jy daar hierdie groot gebou wat staan, het julle al gesien? Hy staan al 16 jaar, 'n hele shopping center wat gebou is, biljoene rand daarin, en hy staan al vir 14 of 16 jaar as 'n spookgebou. En dis wat in die kerk gebeur. Die konstruksie het gaan stil staan. Dit kwyn, dit word 'n plek van plundering, dit word 'n plek waar skelms wegkruip, en dis wat die Here nie van ons wil hê nie. So vriende, wanneer die kerk net binne werk en die uitgaan, die raak dit 'n problematiese kerk. Het raak 'n kerk wat so inwaarts gekeer is, wat net oor ons gaan,
En die werk van die Here word nie gedoen nie, en daarom siende, mag ons nie daar wees nie. Passiwiteit, trots, hoogmoed, dooie gewig, hoort nie in die kerk nie. Die kerk is 'n konstruksieterrein. Jou hart is 'n konstruksieterrein waar jy toestemming moet gee vir die Here om te werk, waar jy moet saamwerk, maar dan kom jy op na jou kerk toe, jou gemeente toe, en daar kom wees jy ook deel van die konstruksiespan in jou kerk se konstruksieterrein. En dis belangrik dat ons dit moet verstaan. So kom ons gaan so 3 gedagtes met u deel. En nou gaan ek vandag die konstruksie wêreld so bietjie verder dryf. Nou ek kom uit daai wêreld uit, baie van u verstaan dit. So ek gaan dit nou gebruik as 'n praktiese model en dan gaan ons jou bring daar waar ons wil wees. Kom ons begin in die eerste plek en ons sê die konstruksie werkplek. So nou gaan ons heeltemal eers die konstruksie in die geestelike kant los. Ons gaan hom hier parkeer vir 'n oomblik en ons gaan nou terug na die konstruksiewerk toe daar buite. Daar buite die konstruksiewerk wat gebeur. Daai prentjie wat ek vir jou gewys het waar daar gebou word en gebreek word en uitgebrei word. Kom ons kyk wat is die definisie van konstruksie? Nou kyk mooi wat sê die slim man. Hulle sê dit so mooi. Hy sê konstruksie verwys na die beplande en sistematiese bou, oprig, herstel of instandhouding van strukture, fasiliteite of infrastruktuur met die doel om 'n funksionele, veilige en volhoubare eindproduk te lewer. Dis hoekom konstruksie daar is. Dis hoekom ons konstruksiemaatskappye het. Dis wat gebeur. Ons kan hom opsom in een woord, as 'n bietjie kort wil hê. Die vorige konstruksiewoord is die proses om iets bruikbaars en blywends te bou volgens 'n plan. Nou vriende, nou is ons nog steeds by die konstruksie daar buite. So kom ons vra, wat is elemente van hierdie konstruksie? Net so 'n paar vinnige gedagtes. By elke konstruksie plek daar buite is daar beplanning. Daar's ontwerpe, daar's sketse, daar's tydlyne, daar's arbeid, daar's mense, daar's vaardighede, daar's samewerking. Daar's materiale wat afgelaai word, beton, staal, hout, alles. Daar's veiligheid wat heeltyd gehandhaaf moet word. Daar's bestuur wat heeltyd moet gebeur. Daar's sperdatums. Ja, konstruksie is 'n georganiseerde proses waardeur mense, materiale en toerusting gebruik word om 'n struktuur veilig en volgens plan te bou en verbeter. So dit is wat konstruksie is, daar buite in die wêreld. Jy en ek wat nou konstruksieterreine ken, sal nou presies weet waarvan ons praat en jy kan jou prentjie kry. Hier staan nou niks. Nou is daar beplan, daar's gebou, dit's goedgekeur en nou begin die werkskawing en die projek brei uit. Maar kom ons gaan nou na hierdie kant toe wat ons parkeer, ons praat maar, wat is geestelike konstruksie? Kom ons gaan kyk. Geestelike konstruksie is die voortdurende werk van God in en deur sy kinders, waardeur hy lewens, gesinne en gemeente doelbewus bou, om standvastig, heilig en bruikbaar te wees vir sy eer. Is dit nie mooi nie? Vind dit is presies wat dit is. As ons hom toelaat, dan bou hy en hy gebruik ons. Jesus het gesê, en nou moet jy mooi luister, as ons praat van hierdie konstruksieterrein van die kerk, is daar een ou wat heel bo aan hierdie piramide staan. Die Engels het dit, dis die site manager. Niks gaan by hom verby nie, alles gaan deur hom. As jy kyk na die geestelike konstruksiekant, vriende, is die Here Jesus the site manager. Hy is hierdie konstruksieterrein se bestuurder. En luister wat sê hy sê, ek sal my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Kom ons vat nou daai beeldspraak wat ons gehad het oor konstruksie en ek bring hom nou na die geestelike kant toe om te kyk of dit ook hier toepasbaar is. En ons kyk na die beeldspraak in geestelike konstruksie. Is daar 'n fondament. Jesus kom in sy woord en hy sê, ek is die fondament. Paulus sê dat niemand anders kan 'n fondament lê as wat reeds gelê is nie. En soveel mense bou, maar nie op die fondament nie. Hy is die rots. Maar vriende, daar is daar betroubare bouplanne. Jy sien, iemand het 'n bouplan daar vir ons gaan gee wat in hierdie konstruksie area moet gebeur. En daardie is die woord van God. Daar moet ons hom ken, daar moet ons hom lees, daar moet ons hom luister. Dan is daar 'n meesterbouer, die site manager is die Here Jesus self. En hy het nodig op hierdie konstruksie area samewerking te hê, gehoorsaamheid te hê, dissipline te hê, volharding te hê, deurlopende werk van regstelling en groei en alles wat daarmee saamgaan.
Die kerk van die Here Jesus is 'n konstruksieplek, vriende, waar Jesus werk met mense soos ek en jy. Die belangrik, net om vir te sê, die kerk is nie 'n museum vir voltooide mense nie. Van agteraf regdeur tot daar, tot hier, en almal wat deel is van die kerk van die Here, is onder konstruksie. As ek maar gesê het, ons moet vir ons teemde maak en elke Sondag aantrek om te sê, ek is onder konstruksie, wees geduldig met my. Want jy sien, ons is almal onder konstruksie, ons is nie 'n museum vir voltooide mense nie. En soveel kerke beweeg baie stadig nader aan museums. Die geboue is museums. Die mense is museums. Hulle het nie predikante, hulle het museum toesighouers. Ons pas net op wat waardevol is. Ons brei nie uit nie. Nee, museum is nie 'n plek van voltooide mense nie. Dis nie 'n sopkombuis vir behoeftiges nie. Jy kan baie kerke kyk as weer waartoe hulle gaan is sopkombuise. Sopkombuise. Ons moet voorsien. Die kerk is nie 'n plek van godsdienstige samekoms nie. Nee, vriende. Die kerk is 'n konstruksieterrein waar God besig is om te bou in jou en deur jou, mits jy hom toelaat. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy praat met sy kerk. As jy my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltyd hou. Wat beteken dit? Beteken eenvoudig, as jy hom inlaat in jou hart en hom toelaat om te kom bou en jy laat hom toe om jou budget te gebruik, dan is daar verhouding. So vriende, ons kan dit eens 'n definisie maak van geestelike konstruksie is God se heilige bouwerk waardeur hy op die fundament Christus sy gemeente vorm en versterk tot 'n woning van sy gees en 'n verlengarm na die wêreld. Dit is hoekom ons konstruksie beeld gebruik, want God is met jou besig hier binne, maar hy moet met ons besig wees na buite. So ons het nou gekyk, wat is konstruksie, plaaslik en ook geestelik. En vriende, ek moet nou kom en ons moet kyk, wat 'n ooreenkoms is daar tussen die konstruksie buite en binne in die kerk. Ons gaan kyk na 'n paar ooreenkomste. So ek gaan nou vir jou waarhede gee oor die konstruksieplek en gaan ek direk daarna vir die kerksinne ook gee. So kyk net hoe relevant is dit. In die eerste plek sê ons, by 'n konstruksieplek is daar stof, geraas, ongerief, masjiene wat skree, bore. My skoonseun is 'n ingenieur in die bokant, baie keer van Afrika gaan hy na plekke toe, dan as hulle daar kom en sy vir ons stel hom klaar te wees en hy sê vir my pa, wat my mal maak in hierdie plans is, as jy op die plant inkom, is dit grinders vandat jy opkom tot jy klaar maak, asof hulle nooit kan ophou grind nie. Nou dis 'n konstruksieplek, vriende, die geraas hou nooit op nie. Daar word staf afgelaai, stof word weggeneem. Dis 'n ongemaklike plek as jy piknik wil hou. Dis 'n ongemaklike plek as jy wil rustig slaap. Nee, konstruksie is 'n woelige plek en die kerk van die Here Jesus is presies dieselfde. Daar's ongemak. Daar's soms konfrontasie met sonde. Daar's soms 'n konfrontasie met verandering. As jy vandag kom en sê, Here, ek wil my lewe in lyn kry, ek wil begin dissipline in lyn kry, ek wil begin dinge vir die Here doen, vat my as 'n brief, ek gee vir jou 'n brief, die oomblik jy daai besluit neem, sê jy sien hoe staan die koninkryk van die duisternis teen jou op. Jou eie vrou staan teen jou op, jou eie man staan teen jou op, jou eie kinders staan teen jou op, want hy wil jou net nie daar hê nie. Jy sien, geestelike groei bring ongemak, konfrontasie met sonde, verandering. Tug, Here, tug ons en selfondersoek. As alles net gemaklik was, as alles net eenvoudig was, as dit stilte is, daar's geen uitdagings nie, daar's geen geraas nie, almal is maar net saam, dan word daar nie gebou nie. Dan is jy 10-1 in 'n kerklike begrafplaas. Maar jy's nie op Christus se plek nie, want sy kerk is 'n plek waar daar gewerk word. En ons almal ken nie tug. Dit kom soms met die Here met ons hart praat, hy moet soms met ons praat, maar dit is wat gebeur in die kerk.
die ooreenkomste tussen konstruksieplek daar buite en die kerk. Tweede gedagte. By die konstruksieplek daar buite is daar verskillende werkers. Daar's messelaars, electricians, ons kan aangaan, ketelmakers en passers en loodgieters, jy kan aangaan, dit is onbeperk, dis beplanners, dis ingenieurs, dis projekingenieurs, dis materiaalingenieurs, jy kan aangaan, as baie mense. En kyk mooi, nie almal doen dieselfde werk nie. Maar tog gaan die konstruksiekant vooruit, en die kerk van die Here presies dieselfde. Die Here het vir ons verskillende mense gegee, met verskillende bedieninge, met verskillende roepings. Luister mooi, niemand bou alleen nie. As jy dink jy gaan alleen in die kerk bou en jouself bou, dan wil ek vir jou verrassing hê, dit gaan nie werk nie. Ons is 'n span geroep deur Christus. Hy sê daar's verskeidenheid van genadegawes, maar almal dieselfde Gees. So elkeen wat hier sit, bring iets na die tafel. Bring iets na die konstruksiewerk van die Here in ons gemeentes. Maar sien, as ons gaan na die konstruksieplek, dis daar's 'n duidelike plan en gesag. Daar's planne, daar's spesifieke 'n voorman vir elke afdeling, sonder dit as 'n chaos. Dink vir jouself vir 'n oomblik, vriende. Ons gaan nou hierdie aanleg bou. Maar ons kom uit verskillende rigtings uit, ons doen verskillende dinge en almal trek net weg. Daar's nie 'n plan nie, daar's niemand wat dit rigting gee, daar's 'n voorman nie. Wat sal gebeur? Dis absolute chaos. Die kerk van die Here is presies dieselfde, vriende. Die woord van God is sy plan. Christus is ons taak. Christus is ons taal. Christus is ons hoogste roeping. Hy is die hoof. En orde is nodig vir gesonde groei. 1 Korintiërs 14:40, ons het dit gister op die kamp hanteer, was dit so mooi hanteer. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Daar moet 'n plan wees. Daar moet sistematies gewerk wees. Daar moet voormanne wees. Daar moet iemand wees wat leiding vat. Daar's iemand wat moet oplei. Dit moet gedurig gebeur. En alles moet in die kerk van die Here plaasvind, want dit is 'n konstruksiemodel. Maar kom ek gee vir nog ooreenkomste. Daar moet geweldig veiligheidsreëls wees en dissipline. Ouers moet valhelms dra, daar moet prosedures wees, daar moet dissipline wees. Hoekom? Om jou eie lewe te beskerm. Jy kan nie net weggaan daar nie. Ek het baie jare op Sasol gewerk, en wanneer jy nou 'n werkie kry in Sasol, kan jy net ingaan en gaan sny nie. Jy kan net ingaan en gaan swys nie. Daar moet eers mense inkom wat die area gaan toets en seker maak daar's nie gas wat lek nie. Weet seker maak die area is veilig. Partykeer sit jy 2-3 ure in 'n aanleg en jy wag vir hy sertifikaat. En dan gaan jy eens in. Hoekom? Dus veiligheid is daar. Die kerk is presies dieselfde, vriende. Die kerk van die Here Jesus het dissipline. Daar's geestelike dissiplines. Vir jou om op te staan op 'n Sondag en te sê, ek gaan kerk toe, basta, wat ook al gebeur, net die dood hou my weg, of ernstige siekte, maar ek gaan kerk toe. Dis 'n geestelike dissipline wat jy in plek moet kry. Wanneer jy getug word of aangespreek word, dan gaan dit oor op die groter prentjie, die beskerming van die gemeente. Daarom moes ek in my lewe 'n paar keer moes ek na iemand toe ry en sê, ek wil jou asseblief vra, terwille van die gemeente en terwille van die saak van hier en terwille van jou, bedank asseblief die gemeente. En ek moes dit op 2 geleenthede doen hier, omdat wanneer dit sou uitkom, die skade so groot is vir die groter gemeente, dat jy daai dissipline moet handhaaf om te sê, asseblief, en dit is so sensitief, jy kan dit nie eens hanteer met mense buite nie. Maar jy moet dit gebruik. Die woord van die Here sê vir ons, maar verwerp onheilige fabels en oefen jou in die godsaligheid. Vriende, om hierdie konstruksiemodel te wees binne en buite, vra oefening. Dit kom nie van self nie. As jy net terugsit en dink jou lyf gaan jou lei, jou lyf gaan jou weglei. Maar kom ek gee vir jou nog eene, vriende. By konstruksie gaan dit oor die onvoltooide saak. Solank 'n saak nie klaar is nie, is daar konstruksie. As jy op 'n plek instap, dan sien die muur is half gebou, die kabels hang nog uit, die vloer is nog oop, dis nog nie klaar nie, dis so baie plekke. En ek vat jou weer terug na daai gebou in Pretoria Oos. As jy hom omry daar staan hy. Hy's onvoltooid. Niks gebeur nie. En die kerk van die Here is presies dieselfde, vriende. Die kerk bly onder konstruksie. Daar's foute, daar's gebreke. Dit beteken nie ons is mislukkings nie. Beteken ons is nog nie voltooi nie. En ons gaan nooit voltooid wees nie. En ons gaan nooit die volmaakte kerk wees nie. Maar ons gaan aangaan met die taak. Filippense 1:6, hy wat die goeie werk aan julle begin het, sal dit voleindig. Solank jy hom toelaat om die voorman te wees in jou eie hart, solank jy hom toelaat om die voorman te wees in die gemeente, kan die werk
aangaan. En dan sien ons nog ooreenkomste, is inspeksie en regstellings. Dit word heeltyd gedoen, werk word getoets, foute word reggemaak, dit moet heeltyd gemonitor word. Die kerk is presies dieselfde. Elke Sondag wanneer God sy woord vir ons oopbreek, is dit 'n selfondersoektyd. Is 'n tyd om die konstruksie in jou binnekant van jou hart toe te laat en ook buite die aanpassings te maak. Selfondersoek, woordtoetsing, vermaning is deel van groei. 2 Korintiërs 13:5, stel julle self op die proef of julle in die geloof is. En dit word elke week gedoen en dan die laaste enetjie wat ek vir jou gee, vriende, by die konstruksie is daar 'n duidelike einddoel. Hulle weet wat hulle wil doen. Hulle weet die planne moet afgeteken word en daar word alles ingesploeg daar om die taak af te handel. By die kerk is daai taak nooit afgehandel nie. Luister wat sê hy vir ons, hy sê die doel is volwassenheid in Christus en 'n heilige woning vir God, Efesiërs 4:13. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, tot die mate van die volgrootte van Christus. Wanneer gaan ek en jy dit bereik? Help gou vir my. Wanneer gaan ek en jy die volmaakte grootte van Christus bereik in ons eie lewens? Waar? Eers by die wederkoms, by die verheerliking. Maar hier is ons nooit daar nie. Daarom gaan konstruksie aan en aan, hier binne en ook hier buite. Nou vind ons gekyk wat konstruksie is. Ek het vir jou gewys, ek het hom vir jou gewys na die kerk wat dit is. Nou het ons vir jou ooreenkomste gewys van konstruksiemodel buite en die konstruksiemodel in die kerk dieselfde. Hierdie is 'n plek, is 'n werksplek. Is 'n werksplek. En nou kom ons by 'n derde gedagte, nou sê die Here vir ons, hy is hier besig met werwing. Hy is hier besig met werwing. Wat beteken dit? Beteken Jesus werf mense vir sy kerk en mense vir sy werk. En kom ons gaan vir u wys, hoekom is die span konstruksie so belangrik? In die eerste plek sê ek, jou redding was 'n spanpoging van konstruksie. As jy vandag 'n klinkklare getuienis van redding het dit maar net gebeur. Het dit maar sommer net plaasvind. Nee, daar was 'n hele span agter dit. En kom ek wys jou die eerste span wat daarbey betrokke was. God die Vader was betrokke, God die Seun was betrokke en God die Gees was betrokke. Ek gaan al die tekste herhaal nie, jy wat die PowerPoint kry, het dit. Maar dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser. Hy is ons God, ons Vader, maar hy is ook ons verlosser. Daar's een God en een middelaar, Christus die Seun. Jy en ek word weergebore deur die Gees. Daar's 'n hele span geestelik konstruksie agter jou redding. So jy het nie sommer net gered geword nie. As ons tyd het, kan ons bietjie ons verhale uitruil, maar jy kan terugkyk hoe die Here met jou op pad gestap tot jy by die bekering gekom het. Ons almal wat gered is, kan daai paadjie sien. Maar verder, vriende, was dit nie net die Vader, Seun en Gees nie, maar was ook mense. 90% van mense in hierdie kerk wat gered is gered deur die hulp van ander mense. Mense wat hulle bearbeid by die werk, mense wat hulle genooi het na dienste. Mense wat ek taai uit, ek dink so altyd aan 'n wimpie wat sulke pakke en pakke en pakke stap vir stap kom uithaal daar. Hoeveel siele is al hierdeur gered? Hulle is nie deel van ons kerk, hulle is deel van Christus se kerk. Mense. En dis hoekom die Here jou wil gebruik, dis hoekom hy jou in die konstruksieplek wil hê, want hy gebruik mense soos ek en jy om in te kom daar wat net jy kan inkom. Hy gebruik soms omstandighede, mense wat op 'n siekbed lê, mense daar nou vasgekeer is in 'n kar, hulle verwag enige oomblik die ding gaan in vlamme uitbars en iemand kliel by hulle en sê vir, ken jy die Here? Nee, ek ken die Here, ek kan jou nie uitken, maar ek kan die Here toelei. Baie keer deur die lees van 'n Bybel of leesstof, wat ek vir jou wil sê, vriende, jou en my redding was die poging van 'n konstruksiespan. En nou kom die Here en sê, dis nou jou beurt om deel te wees van hierdie konstruksieplan by jou gemeente, jy wat na my luister, maar ook in hierdie gemeente, EG gemeente Brits, het die Here vir jou 'n roeping om te deel wees van hierdie span, en as die werkie begin, gaan dit spontaan uitbrei. Ek vind daar is niks so frustrerend as 'n konstruksieterrein voorman om op te daag in die oggend. En jy vra, waar is Piet? Nee, hy het afsiek geboek. Waar is Gert? Nee, hy het gisterand weer so gedrink, hy kan nie opstaan nie.
Ek kom in hy bedryf het, ons ken het. Daai en sy vrou het hom gisterand gejaag, hy het iewers gaan slaap, hy het nie opgedaag nie. Die frustrasie van hierdie voorman om die werk gedoen te kry, nou gaan pas dit net vir 'n oomblik op die kerk van die Here Jesus toe. Die grootste frustrasie van die kerk van die Here, hoekom 50% van predikante uit die bediening uittreë reg oor die wêreld is omdat dit gebeur, jy daag op die konstruksieterrein en mense is net nie daar nie. Hulle daag nie op nie. Terwyl die Here sê, maar jy het 'n deel. Jy is deel van hierdie span. Al kan jy nog nie bou nie, al kan jy nog nie werk nie, al kan jy nog nie swys nie. Wees hier. Want hier gaan ek jou toerus en dan gaan ek jou later kan gebruik daar. Maar wees op die terrein. Sien hoe fyn loop hierdie goed saam, vriende. Wees deel van alles. En dan kom die Here sê, jou persoonlike roeping is om deel te wees van Jesus se konstruksiespan. Nou sê jy, maar ek is gereed, ek is deel van die kerk. Ja, jy is deel van die kerk, beteken jy is hier nuut gemaak. Maar het jy al die moue opgetrek? Het jy al die oorpak aangetrek? Het jy al begin betrokke raak op hierdie terrein? Al kan jy nie alles doen, jy is daar. Jy leer, jy kyk, jy vra. Jy sien, jy het 'n roeping van die Here. Want julle is weergebore nie uit verganklike saad, maar uit onverganklike saad. Die lewende woord wat bly tot in ewigheid. Vriende, jy is 'n ewige wese, wat 'n ewige redding ontvang het in Christus, om ander mense vir die ewigheid toe te rus en voor te berei. Dis hoekom jy deel is van die span. Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos uit die mag van die duisternis het oorgebring in die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Jy is oorgebring in hierdie koninkryk. Hierdie koninkryk is 'n koninkryk van konstruksie. 1 Tes 2:12, betuig dat julle waardig moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Jy en ek is geroep om deel te wees van hierdie konstruksiespan. So ek gaan vir jou met baie woord nou 'n bietjie bombardeer, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig. Wandel soos kinders van die lig. Hebreërs 12:28, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik wees, dien met eerbied en vrees. Beteken, ek's op die konstruksieterrein. Ja, ek laat hom toe om hier binne te werk, maar ek laat hom ook toe om my te gebruik en voor te berei om hier buite te werk. Vriende, wat is die hoogste eer wat vir jou en my as kind van God gegee kan word? En jy moet jouself gaan afvra of dit van jou waar is. Kom ek hou vir jou voor, die grootste eer. Paulus skryf, groet Priscilla en Aquila, kyk nou mooi, my medewerkers in Christus. Dis die hoogste eer wat aan jou en my gedoen kan word. Is ek 'n medewerker van Christus? Is ek 'n medewerker in my gemeente? Is ek 'n medewerker van die predikant of die pastoor waar ek is? Of laat iemand net alles vir hom toe? Laat hy maar net alles doen. Dit is sy probleem. Medewerkers. Kolossense 1:4-11 verskyn tog, en Jesus wat Justus genoem word. Jesus was 'n baie algemene naam. Jesus, baie algemene Portugese naam, maar ook Jesus wat Justus genoem word. Manne wat uit die besnydenis is, Jode. Luister wat sê Paulus, hulle alleen is my medewerkers. So wat was die res? Teenwerkers. Hulle was nie op die konstruksieterrein nie. Hulle wou nie deel word van die werk nie. Maar alleen Justus is my medewerker. Vriende, ek en jy, sê die woord van die Here, is deel van sy werk. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade wat God aan my gegee het, is ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop, en elkeen moet pas op hoe hy bou. Die vraag is nie bou jy nie, die vraag is hoe bou jy? Want niemand kan 'n ander fundament gelees nie, dit is Christus. Wat sê ons vir jou? Vriende, deur redding word jy deel van die liggaam van Christus. Hierdie liggaam van Christus is in konstruksie. Jy is geroep om 'n medewerker te word. Jy is geroep om op die terrein te wees. Jy is geroep om hier te wees. So kom ons gaan terug na ons negatiewe verhaal toe. Wat sou gebeur as hierdie ouens nou die toring gebou het, maar hulle het almal verskillende tale gepraat, hulle het almal verskillende dinge gedoen, hulle het nie een doel gehad nie, daai hele ding sou platgeval het, maar die Here kom en sê, as ek hulle nou los, gaan dit 'n geweldige sukses word wat
teen my, wat hulle gaan trots maak en teen my kan gebruik, toe kom verwar die Here hulle taal. Vind, dis wat jou vyand vandag doen. Hy copycat net die Here. Hy kom verwar jou taal, kom verwar ons taal. Kom ons gaan gou so terug in die Ou Testament, ons gaan kyk, wat 'n konstruksiemodelle was dat, dink aan die tabernakel. Gaan kyk opnuut in die Ou Testament, die detail in die opdrag van die tabernakel, hoeveel mense was betrokke, hulle het 'n plan gehad, hulle geweet waartoe hulle werk. Iemand moes dit bestuur. Toe bou hulle die tempel, daai julle. Daar wil bou sê die Here, nee, as jy weer bloed in jou hande, Salomo sal hom bou. Gaan kyk na die hele bou van die tempel, is 'n konstruksiemodel wat groot is. Gaan kyk na Nehemia, die opbou van die mure van Jerusalem, dis 'n konstruksie terrein. Maar wat was die geheim dat hierdie ouens, ek dink 'n 50 dae daai mure kon oprig? Luister mooi. En elkeen het oorkant sy huis gebou. Wanneer ek en jy daar kom om te verstaan, vriende, ek en jy het 'n rol om te speel hier binne, ons 'n rol om te speel in ons huis, ons moet hierdie hele saak bestuur, dan word ons bouers van Christus, dis wie ons is, dis ons identiteit, dis wat ons doen, ek en jy is daar. Ja, ons is pottebakkers, hy is die pottebakker, ons is die klei, ja, ons is daar, maar terwyl hy hier binne werk, wil hy ook hê ons moet hier buite werk, en dis die balans, hy werk binne, ek werk buite. Ook vat een van die twee weg. Wat gebeur? Ongebalanseerd. Hy kan nie net binne werk nie. Hy moet ook buite werk. En soveel mense het ek al ontmoet deur hierdie lewe wat buite werk. Maar hulle hart nog nooit Here Jesus ontmoet nie. Net so verkeerd. En nou kom ons vandag op 'n plek waar ons sê, jy die keuse. Ons het weer gewys hoe lyk die konstruksiemodel. Ons het weer gewys wat sy ooreenkomste, ons het gewys, jy het 'n roeping om deel te wees van hierdie span, en nou kom Here en hy sê vir jou, dis jou keuse, en hier is nou iets wat vir my nogal in die hart gegryp het. Kan ek jou verplig om deel te wees van die konstruksiemodel in hierdie gemeente? Kan ek jou dwing? Nee, kan nie. Nou is die tweede vraag, kan God jou dwing? Help my, kan God jou dwing? Nee. En daarom sê ons, sit hierdie ding in jou hand. Daarom sit hierdie ding in jou hart. God kan jou nie verplig nie, maar wat kan hy doen? Hy kan jou nooi. En hy nooi jou om hierdie uitnodiging te vat en te sê, Here, ek wil dit aantrek. Ek wil deel wees van daardie span, Here. Ek wil dit doen. Dis jou keuse. Jy het ongelukkig hier die laaste sê. En my hart is maar net dat die Here ons sal beweeg om ja te sê. Om te sê ja, Here. Want as jy die woord van die Here sê, jy moet jouself wat opbou soos lewende stene. Dis 'n konstruksiemodel. Laat jy soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Wat geestelike offers bring, wat aan God welgevallig is. Sien jy die binnewerking en die buitewerking? 2 Korintiërs 6:1, as medewerkers vermaan ons julle om die genade van God nie te vergeefs te ontvang nie. Wat beteken dit? Beteken as jy kry ons word net gered, maar hy werk nooit op die konstruksiekant in sy gemeente, hy word nooit 'n instrument in die hand van Here nie. Hy's daar, Paulus sê, julle kan nie die genade net ontvang en dit nie gebruik nie, julle moet dit aanwend in die konstruksiebedryf hier buite, want julle is 'n uitgesoekte geslag. Julle is 'n koninklike priesterdom, kyk mooi, innerlik, 'n volkseiendom te verkry, hier kom die buitekant, om te verkondig die deugde van hom wat julle roep van die duisternis as 'n wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou volk van God is. Jy en ek het 'n roeping. Ja, God werk hier binne, maar God wil hê jy moet hier buite kom werk en net jy kan daai keuse maak. Om op te daag en te sê, ek weet tog nie wat ek gaan doen nie, maar ek is hier. En op die regte tyd gaan die Here vir jou wys, dis wat jy vir my gaan doen. Maar as jy nie hier is nie, as jy nie deel is nie, kan jy nie. En laaste plek, vriende, jou geleentheid om deel te wees, is in jou hande. Ek wil sê, vandag is weer soos 'n trein wat intrek. Ons het onlangs 'n storie gekyk oor hierdie groot bote wat die ouens so mee vaar, die rykes en vernames. En hoe daai boot op 'n tyd vertrek. Dan klim mense af en hulle gaan in die stede in.
en dan 2 ure voor die tyd begin af hulle WhatsApp gestuur word om sê ons gaan vertrek en glo dit as jy wil, daar steeds mense wat laat is. En dan alles verskonings van die taksies af tot die verkeer, maar weet jy wat, as daai kaptein sê ons vertrek 3 uur, 5 voor 3 trek hy daar 'n anker en 3 uur trek hy die toeter en hy vaar uit. En baie mense kom daar aan, dan is die boot weg. Hulle moet baie onkoste aangaan om uit te vlieg na die volgende plek toe. Vriende, hierdie boot staan voor jou. U en ek moet die geleentheid gebruik. Daarom sê die Here, vandag as jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Kom en sê, Here, ek wil deel wees van hierdie span, ek wil deel wees van dit alles, Here, ek wil graag daar wees. Ek wil dit graag so doen. Jy het 'n roeping. 2 Petrus 1 vers 10. Daarom broeders en susters, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Om te sê, ja Here, ek hoor, ek vat dit. Dan sal ek nie struikel nie. Dieselfde Petrus gaan nou aan. En ek wil hê jy moet gou kyk na die gedeelte, ek wil daarmee afsluit. Petrus sê, jy moet hier binne werk, maar jy moet ook hier buite werk. Die konstruksie moet hier innerlik plaasvind, maar ook buite. En as dit nie gebeur nie, wat gebeur? Kom ons lees gou saam. En juis daarom moet jy met die aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg en by die deeg die kennis. Dis hier binne. En by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug. En die godsvrug die broederliefde en die broederliefde die naasliefde. Sien julle, dis innerlike konstruksie. Kyk nou mooi wat sê. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, construction, dan laat jy nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van Christus nie. As dit bid jou, as jy op hierdie terrein is, as jy konstruksie terrein is, hy sê dan gaan jy nie ledig wees of onvrugbaar, jy gaan vrug dra. Maar kyk na die B-kant. Want hy, wie by hierdie dinge nie aanwesig is nie, met ander woorde, hier is nie 'n inwerking nie, en hier is nie 'n uitwerking nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van hulle vorige sonde vergeet. Dit nie waar die kerk in 'n groot mate is nie, blind en kortsigtig. Ek moet net vandag oorkry. Ek moet net hierdie diens oorkry. Ek moet hierdie predikant uit van my rug afkry. Nee, vriende. Ons moet toegerus word vir ons dienswerk, Efesiërs 4:11 en 12. Ons het 'n genadegawe ontvang waarmee ons moet dien, 1 Petrus 4 vers 10. Ons het genadegawe wat verskil, Romeine 12 vers 6. En die Here roep jou, maar hier is die probleem. Ek vat jou terug na Jesus se model toe daar in Jerusalem, waar hy sit, luister nou mooi, en een boek sê, hy bitterlik geween. Hy kyk na Jerusalem en hy ween, en kyk wat sê hy, hoe dikwels wil jy by mekaar maak, soos hy na kykens, maar julle wou nie. Ek wil vandag vir sê, die Here Jesus sit en ween oor die siele van mense, wat weet, hulle moet inkom, hulle moet gered word, maar hulle wil nie. Hy ween vandag nog daaroor, maar kom ek sê, ek sê het baie vir die, Jesus se belangrikste saak op aarde, is sy kerk, sy gemeente, en sy gemeente kom uiteindelik af, vriende, soos 'n piramide, tot op die plaaslike gemeente waarvan ons deel is. Ons is deel van die groot kerk van Christus, maar u en ek, dis ons plaaslike gemeente, hoe dikwels wil ek julle by mekaar maak, maar julle wou nie. Mag die Here vandag vir ons opnuut kom herinner aan die groot werk wat ons het, met die konstruksiewerk hier binne, wat jy moet toelaat, maar ook toelaat dat hy jou buite gebruik in die konstruksie. Ek wil hê jy moet die konstruksieterrein sien. Hy is gewoonlik afgekordon met vulligheidsdrade of kleurpapier. Ek wil hê jy moet vandag deur Jesus sien as die terreinbestuurder. En hy loop in hierdie area en hy kyk hierdie grensdraad en hy sien jou in die buitekant en hy sê vir jou, kom in. Ek nooi jou, kom in. Kom word deel. Ek nooi jou, kom. Dis in jou hande. Dis in my hande. Om te sê ja, Here, of nee, Here. So ek het vir jou gewys wat konstruksie is, daar buite en geestelik. Ek het jou ooreenkomste gewys tussen konstruksie daar buite en konstruksie binne in die kerk.
En nou kom die oproep en die uitnodiging dat jy sal toelaat dat God jou sal kom verander in jou hart, maar ook dat jy sal aanmeld in sy werk. Mag die Here jou en my daartoe help. Amen. Kom ons bid 'n woord saam. Ons dierbare, wonderlike Here, baie dankie dat ons opnuut kan besef waarmee ons te doen het. 'n lewende God met 'n lewende verlosser en 'n lewende Gees wat roep tot redding, maar ook roep tot diensbaarheid. Here, ons het vanoggend gehoor dat u kerk is soos 'n konstruksieterrein. Ons hart is soos 'n konstruksieterrein. En ek vra u vanoggend, Here, kom haal ons uit die pad uit. Kom haal dit wat ons verhinder, wat u verhinder, kom haal dit uit die pad uit en kom kry mense wat sê, Here, kom werk in my hart. Maar kom kry ek mense vanoggend sê, Here, wat ek kom meld aan, wat kan ek doen? Al is ek net hier, hy sal my lei en my wys op die regte tyd. Mag die Here vir ons daarin help. Amen.